Wel, baie belangrike ekonomiese stukkie statistiek wat die week bekend gemaak is, is die ekonomiese groeisyfers in die derde kwartaal. Die ekonomie het in die derde kwartaal gegroei teen 'n tempo van 0,5%. Dis nou kwartaal op kwartaal aangepas vir die seisoene en so aan. So daar's 'n paar statistiese aanpassings en so gedoen. Basies kom dit daarop neer. As die ekonomie aanhou groei soos in die derde kwartaal, dan gaan die ekonomie groei teen 'n tempo van 0,5%. Hou in gedagte dat die bevolking groei teen 'n tempo van sowat 1,5%. Wat nou onvermydelik beteken dat ons op 'n per capita basis weer 'n keer armer gaan word. En as mens kyk na die eerste 9 maande, en jy vergelyk met die eerste 9 maande van verlede jaar, dan is die ekonomiese groei sowat 1,2%. Wat presies dieselfde is die minister van Finansies se verwagtinge. Maar hier's die punt. 'n Ekonomie wat groei teen 0,5% is 'n nasionale krisis. Dis iets waaroor ons almal baie bekommerd moet wees. En ek is bevrees as ek kyk na die makro-ekonomiese omgewing, gaan ons miskien volgende jaar so iets wat beter ekonomiese groei sien, maar sekerlik nie veel beter nie. Ons moet mik vir ekonomiese groei van 4, 5 en 6%, daar's lande wat tot soveel soos 12% per jaar al gegroei het. China, byvoorbeeld 'n klompie jare terug. Soos groot ekonomieë, soos die Chinese weer 'n keer, groei teen 'n tempo van so wat 5%. Dis al reeds groot ekonomieë. En Suid-Afrika moet ook daarvoor mik. Daar's 'n klomp dinge wat ons moet doen om dit in plek te stel. Een het ons al reeds gedoen in 'n groot mate en dit is ons inflasie afgekry en inflasieverwagtinge het ook nou heelwat gedaal. So dit is dan een ding wat al klaar in plek is. Maar daar's nog twee goeders wat ons moet doen. Ons moet privaat eiendomsreg beskerm en ons moet handel in Suid-Afrika aanmoedig en beskerm. Vrye handel tussen individue en besighede. Nou ek is bevrees, daar doen ons al die verkeerde dinge. In die geval van privaat eiendom word privaat eiendomsreg in terme van die wet kan dit gesteel word en hoë vlakke van belasting en dies meer. Dis alles ondermyning van privaat eiendomsreg. Wat vrye handel betref is dan nou weer 'n nuwe belaglikheid wat voorgestel word en dis elke denkbare besigheid in Suid-Afrika moet 'n lisensie kry. Dit ontmoedig vrye handel en dit gaan nie lei tot ekonomiese groei nie. So een van die drie goeders is so 'n soort van in plek alreeds en as ons nie die ander goed in plek kry nie, gaan ons vasgevang bly in hierdie lae traject van swak ekonomiese groei. Hierdie is 'n nasionale krisis en ons moet daaraan aandag gee.